Sagaria. Ons gaan ek wil net vandag van enig deurpraat. Ons begin weer heel voor. Ja, ek wil vandag net van voor af vir julle deurpraat, maar ons gaan vandag Sagaria 7 en 8 behandel. Dan. So julle sal onthou Sagaria beteken, wie kan onthou? The Lord remembers. Ek wil gou vir julle daai eerste ja, julle sal onthou daai eerste versie is so baie mooi waar hy sê die woord van die Here het gekom tot by Sagaria, die seun van Beregia, die seun van Idu, die profeet. En dit het, as jy dit sê, soos wat die woorde beteken, dan sê dit, die woord van die Here het gekom tot by Sagaria, wat beteken the Lord remembers, die seun van Beregia, God will bless, die seun van Idu, at the appointed time. Okay. So dit is tyd, en julle sal onthou, ons het laas, die vorige keer het ons Haggai gedoen, en Haggai was baie spesifiek, want hierdie volg kwaai op Haggai, was die tyd wat die Juda stam terug is Jerusalem toe uit Babylon uit. En hoe net omtrent 50.000 van hulle gegaan het, en hoe hulle opdrag was om die tempel te herbou. En hoe hulle toe die fondasie van die tempel herbou het, en toe toe word hulle huise belangriker. Hulle het daarom ook 'n bietjie striwelinge gehad en toe eintlik moed opgegee. En toe begin om hulle eie huise te bou. En hoe God toe vir Haggai gestuur het, of hulle te sê, kry julle prioriteite in orde. Nou julle het gepraat van die beurse met gate in. So dit is hoekom hy hulle nie geseën het, soos wat hulle gedink het, hy gaan hulle seën as hulle terug is in Jerusalem nie, want hulle het nie gedoen wat hy vir hulle gevra het om te doen nie. En so net so rukkie, so 2 maande na Haggai, toe Sagaria begin profeteer, en hy het toe al hierdie gesigte gesien. He? Ons sal nie vergeet nie, sommer in die eerste hoofstuk, dan sê God, keer terug na my, toe spreek die Here van die leerskare, en ek sal na julle toe terugkeer. Nou, okay, en dan die gesigte gaan ek so vinnig met julle deurhardloop. Die eerste gesig is die perd in die engel in die middel van die mirtebome, wat eintlik net verwys na God in die middel van Israel. So met ander woorde, my volk, ek is in die middel van julle, ek is hier, ek staan tussen julle, en dan lees ons verder, die tweede gesig, praat hy van die horings, die 4 nasies wat opkom, die 4 horings wat opkom, en die smede, met die hammers wat hulle dan net kom stikkend slaan, wat gaan oor die volke, nasies wat teen hulle opstaan, wat God verwoes, na? En dan die derde gesig, praat hy van die meetsnoer, en die man wat dan met die meetsnoer Jerusalem gaan meet, wat dan net vir ons 'n aanduiding is dat Jerusalem, dat die tempel herbou gaan word. Okay. En later in Tannie Gail wil so graag hê ons moet hierna Ester en Esra en Nehemia doen, en dan word die tempel se mure herbou onder hulle. Ons sal daarby uitkom. Esra is die priester en Nehemia is die bouwer. Nehemia was 'n wynskink. Dit vul regtig mooi aan by Sagaria. So ons sal kyk daarna ook. En dan die 4de gesig praat hy van Joshua, wat voor Joshua was die hoëpriester op daardie stadium, en Joshua staan toe langs God met die vuil klere, en Satan kla hom aan by God, na? En hoe God vir hom toe skoon klere gee en sê, in jou, jy het in my geregtigheid. Vers 2 sê hy in die Engels so mooi. The Lord rebuke you, Satan. The Lord has chosen Jerusalem. Rebuke you. Is this not a brand plucked from fire? The Lord rebuke you, Satan. So God maak ons skoon. God gee vir ons, sit ons in righteousness met hom. Hy beklee ons met feesklere staan daar. Okay, en dan in die vierde gesig wat hy sien is aan die goue kandelaar met die 2 olyfbome. Die 5de gesig. So die kandelaar en dan die 2 olyfbome en dan die kan. So die olyfbome pomp in die kan en dit gee dan die olie aan die kandelaar, wat maar net aanduidend is van hoe die priesterorde herstel gaan word, en hoe dit nie gaan nodig wees vir die priesters om hier die heeltyd in die tempel te werk en die priesterorde die lampies olie te gee, en die God self sal dit doen. En dan interessant, dan vra hy later, maar
wie's die 2 olyfbome? En ek wil gou vir julle net lees, want dit is interessant, dit staan eintlik regtig presies net so daarso in Openbaring 11, praat hy presies daai woorde. Ek het dit eintlik nou vir julle gaan loer, want ek het toe ons nou gesê, ek dink dit behoort eintlik Juda en Israel, die Jode Israel en dan die Gentiles aan die ander kant te wees, en dit lees ons in Romeine 11 ook, van die olyfboom wat Israel is, en die wilde olyfboom wat die Gentiles is. Maar hoor gou, sê hy hierso, julle sal hierdie net moet hoor uit my mond uit. Openbaring, dis nie Elia. Openbaring 11, sê hy, Openbaring 11 vers 4, hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. Dan praat hy oor die 2 getuienis. Die 2 getuies wat vir 'n klomp jaar gaan preek en 3,5 jaar, ja. Okay, so dit is regtig presies dieselfde woorde as wat daar gebruik word. So ek besef net, kyk, baie van hierdie goed is beeldspraak, en as daar beeldspraak is, kan 'n mens baie maklik sê, ja, maar ek dink so, en die volgende ou kan sê, ek dink so, en die volgende ou kan sê, en 'n mens kan, die Here kan vir jou openbaar, die Gees kan ook vir jou sê, okay, dink so daaroor. Maar ek dink net die mens moet wet maak van enigiets wat jy nie pertinent in die skrif gelees het nie. Kom ek Elia noem, ons is besig om deur die Ou Testament te lees. A lot of blood and gore. Dit is dan verskriklik. Ja, baie moord en dood gewees in die Ou Maar Testament. iewerster daar staan in Konings 2, dat Elia gaan terugkom na die aarde toe. Okay. Dis hoekom ek dit nou... Ja, en dan die ander ene dink hulle kan Moses wees, want daar staan mos spesifiek ook, die getuies gaan die wet, ek kan nie nou presies onthou nie, maar ja, of dit nou Elia of Moses of sê die Babel, ons het sê die Babel, ons het Enoch, wat ook op is. Wat nie gesterf het. Ja. Moses het gesterf, want God het hom begrawe. Maar die Here het hom weggevat. Hy weet nie waar nie. Ja, nee, maar hy Moses het Elia nie ook verskyn het. Ja. En Moses en Elia het weer verskyn, so dit verwar mense weer daai kant toe. Moses het ek al gaan check, daar staan, en God het hom begrawe. Dit staan baie pertinent in die skrif, en God het hom begrawe. Ja, so God het hom daar, maar in elk geval, needless to say, die 2 olyfbome, in die 5de visioen, 2 getuies. Ons lees ons in Openbaring 11 vers 4. 5de gesig praat hy van die boekrol, die groot boekrol, ons het besluit die boekrol is amper so groot so die helfte van hierdie vertrek, en wat het die boekrol gedoen? Die boekrol het gaan oordeel, hy het gaan judge, hy het in die mense se huise ingegaan, en hy het gekyk wie het waar wat se sondes gedoen, wie het gejok, wie het gesteel, wie het, praat hy spesifiek van valse getuies gelewer, en daai ouens word dan gedestrooi, so dit gaan oor oordeel daai, nou dan die 7de gesig is die mandjie, en binne in die mandjie is 'n vrou, en die vrou se naam is Wickedness, onthou tannie Mia, Wickedness, né? En dan hoe die 2 engelvroue met vlerke soos vlerke van 'n stok kom en die mandjie optel en dit weer gaan gooi in Babylon. So dit gaan oor hoe al die ongeregtigheid en al die verkeerd uit Jerusalem uit weggevat gaan word en terug gaan Babylon toe. Irak. Waar is Babylon? Is Irak? Ja. Hy gaan weer herbou word seker. Okay, en dan die 8ste gesig, wat hy sien, dan sien hy die 4 strydwaans wat tussen die 2 berge uitkom, en wat relevant is die 2 berge is van braas, en braas is 'n teken van oordeel, so, koper, ekskuus, ek sê nou braas, koper. Koper is 'n teken van oordeel, weet ons. Wat is dit van koper? Die 2 berge, die berge is koper, en dan kom hierdie 4 strydwaans nou so tussen die berge uitgery. En dan, die strydwaans word getrek mos nou deur hierdie perde, die bruin perd wat in die Engelse vertaling eintlik rooi is, en dan die swart perd en die wit perd en die bont perd, en daai lees ons van in Openbaring 6, en ek wil dit net ook baie vinnig vir julle lees, want dis regtig ook interessant hoe mooi hy dit uitbeeld, want in Openbaring 6, ek dink die Sagaria het 'n klou gehad, maar in Openbaring 6 sê hy eintlik wat dit is. En ek het gesien, ek lees nou Openbaring 6, toe die lam een van die seels oopmaak,
en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, het 'n boog. Nee, swaar. Sien, so daai boog is aanduidend van oorlog. Nou, hy was nie puur nie. En aan hom is 'n kroon gegee. So dit gaan 'n koning wees wat nie kom reg doen nie. Nou, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om te oorwin. So dit is die anti-kris wat gaan kom. Ja. Onthou die anti-kris gaan die eerste 3,5 jaar eintlik 'n vredesooreenkoms sluit met Israel. En toe het hy die tweede seël oopgemaak, hoor ek het die tweede lewende hoor ek en toe die tweede seël oopgemaak is, hoor ek die tweede lewende wese sê kom kyk en 'n ander perd, 'n 4 rooie het uitgekom en aan hom wat daarop sit is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle onder mekaar sou doodmaak en 'n groot swaard is aan hom gegee. Okay. So oorlog, sien julle? Ja, dis oorlog. En toe het hy die derde seël oopgemaak, hoor ek het die derde lewende wese, toe hoor hy die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. Sien julle, so die swart perd kom weeg. Okay. So dit gaan, okay, hoor nou, en ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning en 3 rantsoene gars vir 'n penning en moenie die olie en die wyn beskadig nie. So daai het gegaan oor hongersnood. Dit het gegaan oor jy gaan nie meer kan bekostig om enigiets te koop nie. sien julle? Dit gaan en dit is daar waar die merk van die dier gaan inkom. Dit gaan oor daar gaan 'n of ander manier wees hoe jy nie gaan kan koop en in anyway jy gaan moet baie geld hê om te wil koop want dit gaan belaglike pryse wees daar in die eindtyd. Nou. Okay. En toe het hy die 4de seël oopgemaak. En toe hoor hy die stem sê kom kyk en ek het gesien en kyk daar was 'n vaal perd en hy wat daarop sit sy naam is die dood en die doderyk. sien wat hom gevolg het. Okay. Die perd word amper beskryf soos iemand wat ek kan nou nie die Engels manipulation te bly take too long. Dis amper soos daai grey doodskleur van 'n lijk wat besig is om te vergaan. Okay. Dis daai doodskleur. En dis so dit was 'n doodskleur geweest en hy verteenwoordig dan nou dood. So okay, so dit gaan nou net eintlik oor die oordeel en die eindtyd. So as jy nou daar waar Sagaria nou is hy eintlik daar by Openbaring 6 selfde tyd. Hy sien dit nou daar. Okay, Johannes het dit later weer voorspel, maar hy sien dit nou daar in Sagaria al baie many moons voor dit. Okay. En dan kom die engel weer wat in die eerste hoofstuk wat by die mirtebome gesê het, hulle kyk en hulle sien daar's vrede. So na God se judgment gaan daar vrede wees. Okay. En dan praat hy so mooi, dan kroon hy mos vir Joshua. As ek loop ek my nou self ver vooruit. Nee, toe het hulle die kroon op Joshua se hoof gesit en nie op sy die Babel se hoof nie soos wat ons nou sou gedink het nie, want Jesus, dis 'n vooruitsig van Jesus wat koning gaan wees en wat hoëpriester is. En dit was eintlik ongewoon vir 'n koning om 'n hoëpriester te wees. En onthou eintlik om vir 'n koning om eintlik vir enige iemand om 'n hoëpriester te wees, moes jy uit die stam van Levi gekom het. Okay. En dit is hoekom Johannes die Doper vir Jesus gedoop het. Het julle dit so geweet? Ja. Want Johannes die Doper se pa was Sagaria. Kan julle glo sy naam was ook Sagaria? Hy was ook so. En Johannes die Doper se pa Sagaria was 'n Levit. Hy was uit die hoëpriesterlike stam gewees. So Johannes met dit dat hy vir Jesus gedoop het, het hy die hoëpriesterlike orde aangegee. Ja. Okay, so Jesus was koning uit die stam van Juda en as gevolg van die doop met Johannes is hy toe in die Levitiese, want onthou daar was ordes gewees. Jy kan nie net uit orde uitgaan nie, al is jy God. God sal ook nooit uit orde uitgaan nie. So dit is die orde wat hy gevolg het om Hy sê ook hy's in die orde van Melchisedek. Ja. Melchisedek was 'n koninklike priester aan wie Abraham tiendes betaal het. En Salem wat Jerusalem wat Salem Dit is presies van nie so. Jerusalem geword het. dit was nog die Jesus is in die orde
van Melchisedek, sê Hebreërs. So hy's 'n koninklike priester. Dit is so, uit die orde van Melchisedek. OK. So, kan ek sê, en dan praat hy sommer net daar aan die einde, dan praat hy baie spesifiek van die branch of die spruit wat aanduidend is van Jesus wat gaan kom. OK. So nou gaan ons, is julle almal by tot by Sagaria, einde van 6. Nou, maak sin. Tannie Maarley, voel dit vir Tannie of Tannie by is? Ja, ek kan gelukkig luister en skryf en Net Okay. sê, ek wil so graag al die goed neerskryf, maar my hand wil nou nog Wil hy nie frustreer my verskriklik. neem jy net met Want jou. ek onthou nie en dankie tog vir die Ja, recordings. OK, so ons is by Sagaria 7, ons gaan daar begin. OK. So, dis eintlik die tweede deel, so die visioene gedeelte is nou verby. Nou is ons op die tweede gedeelte. So hy sê in die 4de jaar van koning Darius het die woord van die Here tot Sagaria gekom op die 4de dag van die 9de maand in die maand Kislu, wat Desember was, né? Kan julle onthou wat beteken Bethel? House of Bread. Huis van God, ja, House of Bread, ja, House of God. Okay, so Bethel het toe Sareser, wat beteken Prince of Fire, en Regemelech met sy manne gestuur om die aangesig van die Here om genade te spreek. Okay, so dit was 2 ouens wat verkeerd gehandel het en toe vir die Here om genade kon vra het. Okay, so deur aan die priesters wat by die huis van die Here van die leerskade was en aan die profete die vraag te stel. So wat kom vra hulle? Moet ek in die 5de maand ween met vas soos ek nou al baie jare gedoen het? Okay, onthou nou, ons moet nou net onthou, hulle gaan nou die tempel kom herbou. So in die tye wat hulle allerlei offertjies en goedjies sou gedoen het, kon hulle dit nie in die tempel gedoen het nie. Nou het hulle maar geween en gevas. Okay, nou hoor wat sê God vir hulle. Daarop het die woord van die Here van die leerskare tot my gekom en gesê: Spreek tot die hele volk van die land en tot die priesters dit: As julle nou 70 jaar lank in die 5de en in die 7de maand gevas en getreur het julle toe werklik ter wille van my gevas? So as hulle het, dink julle God sou daai vraag gevra het? Was hulle harte reg met God? So hier is hulle nou in Babylon, of in Babel, hoe ook al julle hom wil noem, en hulle het eintlik nou begin 'n wheel and deal en allerlei goedjies doen soos wat hulle gedoen het nog al die tyd. En onthou net, daar was 'n baie groot rede hoekom hulle in elk geval aanvanklik Babel toe is, want hulle harte was nie reg met God nie. Nou verloor hulle die tempel, waar die plek op aarde was waar God kom dwel het op aarde. En hulle moes eintlik net geween het, want God se teenwoordigheid op aarde is weg, maar hulle het partytjies daarvan gemaak. Hulle harte was nog steeds nie reg met God gewees vir 70 jaar wat hulle dit gedoen het. Was dit nie vir God aanneemlik gewees nie, sê hy nou eintlik hierna. Ekskuus aan jou red, maar wat my nou ruk is. Ja. Om te vas is 'n geweldige opoffering. Veral vir ons met lae bloedsuiker en ons wat gewoond is om groot hoeveelhede kos te eet. So wat dit vir my sê is, they went through the motions. Exactly. Hulle het selfs hulle liggame opgeoffer en dit, jy weet, half aan die Here geoffer, maar tog was dit nie aanvaarbaar nie. Dit was nie aanvaarbaar nie. So as jy nou Saterdag aand in 'n kroeg kuier tot 1:00, 2:00 die oggend en jy doen nou al die moeite om jouself op te raap om Sondag maar kerk toe te kom, dit is 'n opoffering, maar dis nie vir God aanneemlik aldag nie. Dit gaan oor die hart. Jy kan nie deur die motions gaan om vir God te probeer please nie. Dit gaan nie werk nie. Dit is nie vir God aanneemlik. Jou hart moet met hom reg wees. Jy moet 'n begeerte diep in jou hart hê om met hom verhouding te hê en om sy verordeninge na te kom. Hy sê, Zechariah used the theological question to remind Judah that the real matter behind fasting is the motive and attitude. Ja. The motive and attitude go through all. En ek wil net sê, as jy nou wil kerk toe kom en jy raap jouself bymekaar, dan is dit nie 'n slegte ding nie, want dalk hoor jy iets wat jy moet hoor. So dis dan ten minste 'n beter plek om te wees, maar ek sê nie, dit gaan oor, dit help nie, jy gaan deur die motions, maar jou hart is nie by die Here nie. Dit is wat die Here hierso sê.
Okay. En hy gaan nog 'n bietjie uitbrei daaroor. En as julle eet en as julle drink, is dit dan nie julle wat eet en julle wat drink nie. Nou, ons moet ook nou vir mekaar sê, nou, as jy nou die dag besluit jy vas, kan jy nou ook besluit hoe vas jy? Ja. Okay, ek gaan stysel vas. Eintlik het ek 7 kg opgetel, maar ek gaan nou vir die Here stysel vas vir die volgende 10 dae. Wat jou intensie? Ja. Okay. So eintlik wil ek gewig verloor. So vas en bid jy, vas jy vir die Here. Die Here vir jou gesê, weet jy wat, kom ons, ek het nou nodig dat jy vir hierdie saak intree. Jy mag, ek het byvoorbeeld al vir 'n maand nie koffie gedrink nie. Maar die Here het vir my gevra om iets op te gee en dit koffie was op daai stadium vir my baie lekker. Nou sal dit nie eintlik meer vir my, want nou drink ek nie eintlik meer koffie nie, maar dit was vir my toe nogal 'n moeilike ding om nie koffie te drink nie, want ek het toe baie koffie gedrink. Ja. Een van ons gemeentelede vas Coke. Ja. Vir 'n maand, 'n jaar so. Dis Ja. baie gaaf. Vir 'n maand, 'n jaar. Ja. Jy kan ons Vas sy verslaaf. Maar as jy nou wraggies moet vas, dink ek is dit 'n ander storie as die feeste en die partytjies wat hulle saam met hulle vastye gehou het. As ek nou kan aflei, ek was nie daar nie, maar dit wil vir my so voorkom. Nou, is dit nie so met die woord wat die Here deur die diens van die vroeë profete verkondig het nie, toe Jerusalem en sy omliggende stede nog bewoond en rustig was, en ook die Suidland en die Laagveld nog bewoond was. Kan julle onthou hoe God vir Amos, wie was haar eerste ouens gewees, Amos en Obadja en Micha, dit was nog alles voor die ballingskap, né? Dus alles nog rustig, toe bly hy die profete stuur om te sê, get right with me, maar julle het nie geluister nie, né? Verder het die woord van die Here tot Sagaria gekom en vir hom gesê, ek wil net vir julle bysê voordat ek nou daai stukkie lees, so op die einde van die dag, wat vra God? Hy vra nie rituele nie, hy vra gehoorsaamheid. Ons gaan dit nou verder hierso lees, maar ek wil graag vir julle 1 Samuel 15 gou lees, want dit was vir my nou nogal weer 'n baie oulike herinnering aan gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is ook hoe jy respek aan jou ouers wys, is met gehoorsaamheid. Elie se seuns? Nee, ek wil net vir Tannie hierdie sê, hoor gou daarop. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here, vra hy? Ja. Kyk, want onthou Saul het nie vir hom geluister nie, dis waar God, hy toe mos, ja, God het gesê, hy moet almal uitwis en toe het hy, né? Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffers. Om te luister is beter as vet van ramme. Want wederstrewigheid, wat rebellion is in Engels, is 'n sonde van waarsêery, van witchcraft. Ja. En eiesinnigheid wat hebsig is idolatry, is afgoderry. Eiesin, as jy net vir jouself, of uit jou, op jou eie, is afgoderry. Kan jy ons, ek dink nou net, hoe is ons wêreld vandag? Dis vol letterlik devil worship en idolatry. Ja, en dan weet dan nie wat, dis so, daar is platante sulke goed, maar net deur jouself op jou eie hart te sê en sê, ek het my hart verhard, ek gaan nie hierdie ou vergewe nie, en so, dis ook afgoderry. Ja, dit is. Dis ook afgoderry, want wie is jy nou om te besluit oor goed wat God veronderstel is om oor te besluit? Ja, het so die Here jou nie vergewe vir alles nie. subtiel oortree ons daai goedjies ook. Maar hoor gou hoe sê hy, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Ja, ekskuus, herhaal net weer vir my, eiesinnigheid is afgoderry. Eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens, staan nie. Ja, dis eintlik stubbornness, is idolatry. Hardkoppigheid. Ek sal. En daai rebellie is witchcraft. Is soos witchcraft. Dis erg, né? En dit is wat ons hiervan praat. So dit is wat God vir hulle hierso sê. Hulle het eintlik gemaak net soos wat hulle wil en nie soos wat God gesê het nie. En hy gaan nou nog uitbrei. Verder het die woord van die Here tot Sagaria gekom en gesê, vers 9. So het die Here van die leerskare gespreek en gesê,
Spreek 'n eerlike vonnis uit. Dit is al wat God van hulle verwag het, né? Spreek 'n eerlike vonnis uit en bewys liefde en barmhartigheid. Dink terug aan Amos, hoeveel keer het hy vir hulle gesê, moenie so korrup wees nie, né? Die een na die ander, vers 10. En moet nie die weduwee en die wees, die vreemdeling en die arme verdruk en kwaad in julle hart teenoor mekaar bedink nie. Maar hulle het geweier om te luister en wederstrewig die skouer afgewend. Hulle het hulle gewip eintlik, né? Kan jy sien hoe wend hy sy skouer net omgeruk en hulle ore toegestop om nie te hoor nie. Ook het hulle hart soos 'n diamant gemaak, om nie die wet te verneem nie en die woord van die Here van die leerskade deur sy gees, deur die diens van die vroeë profete gestuur het nie. So het daar dan van die Here van die leerskade 'n groot toorn gekom. Okay, so hy herinner hulle nou eintlik, dit is hoekom julle 70 jaar in ballingskap was. So wat sê hy vir hulle, back to basics. Julle het gevas en julle het my aangesig gesoek, maar eintlik het ek vir julle gevra om hierdie goedjies reg te maak en julle het dit nou nog nie reg gemaak nie. Hy herinner hulle, né? Daarom, soos hy geroep en hulle nie gehoor het nie, so sal hulle roep, maar ek, hoofletter, sal nie hoor nie, het die Here van die leerskare gesê. So nou sal ek ook nie vir julle luister nie. Dis ontstellend. En ek sê weer, as daar 'n tyd in jou lewe kom wat jy sê, maar die Here hoor my nie, wil ek vir jou vra, het jy al Sagaria 7 gelees? Het jy al gaan sê, okay, maar onderdruk ek die weduwee, onderdruk ek 'n vreemdeling, onderdruk ek 'n arme, het ek my hart gemaak teenoor die wet van die Here, luister ek na die wet van die Here? Ag, ek die vroeë profete, het ek al die klein profete deurgelees, besef ek wat hulle gesê het vir ons voorouers, né? Dan sal die Here vir jou weer luister. Maar eintlik sê hy net, draai terug na my toe en ek sal luister. Hy is eintlik baie meer geduldig as wat ek nou oor aangaan. Maar ek sal julle wegstorm onder al die nasies wat julle nie geken het nie, terwyl die land agter julle verwoes is, sodat niemand meer heen en weer trek nie. So het hulle dan die kostelike land tot 'n wildernis gemaak. Nou, daar is hulle toe nou uit in ballingskap. Dis nou eintlik wat hy sê. So kan julle sien hoe vat hy nou weer die storie eintlik heel opsommend. Is dit nie ontstellend as jy nou kyk? As jy nou sien vanaf Israel. Ja, dis nie 'n mooi prentjie nou in Israel nie. Hier so staan, they turned a dreamland into a wasteland. Jo, slegte woord. Hoofstuk 8. En die woord van die Here van die leerskare het gekom en gesê, so spreek die Here van die leerskare. Julle onthou, dis the Lord of hosts, die Here van die angelic armies, die engele armies, leermagte. Nou, kan julle net sien hoe groot is dit? Daai ding het vir my in Sagaria, is dit die klimaks van my Sagaria boek. Dit is vir my so mooi om te sien hoe die Here al hierdie engelmagte opkommandeer vir ons, vir sy werk. Tjoh. Ek ywer my oor Sion. Tannie Gail sê gou wat's ywer nou weer in Engels? With great fervor, I am zealous. Zealous. Ja, zealous is 'n sterk woord. Ywer, fanaties. Ek is fanaties oor julle. Jaloers, party verskrifte sê mos jaloers, maar met 'n goddelike jaloesie. Ek bring volgende keer 'n CD waar 'n ou wat jare in Israel bly 'n lied sing, I'm jealous. Ja. Zealous. Ja. Over Jerusalem. Ja. Over Israel. Dit kom presies dan nou hier. Fantasties, ja. Ja. Met 'n groot ywer, ja. Ek ywer met groot grimmigheid daaroor. Nie omdat julle vas nie, oukies. Ek is in elk geval lief vir julle. Draai net terug na my toe. So sê die Here, ek keer terug na Sion en sal midde in Jerusalem woon. En Jerusalem sal genoem word die stad van trou. Voel tannie nou beter oor Jerusalem se herbou en die vrede in Jerusalem, moenie worry nie. Die stad van trou en die berg van die Here van die leerskare, die heilige berg. So sê die Here van die leerskare, en daar sal weer
ou manne en ou vroue op die pleine van Jerusalem sit, elkeen met sy stok in sy hand, vanweë die veelheid van sy dae. Ou mense wat gaan sit met stokke, met kries, as jy dit nou so wil stel, met hulle, wat kan ons sê, wandelstaf. So sê die Here van die leerskare, vers 6. As dit te wonderbaar is in die oë van die oorblyfsel van hierdie volk in die dae, sal dit ook in my oë te wonderbaar wees. As dit vir hulle goed is, sal dit vir my goed wees. In die dae, sien julle die D's met 'n, so dis nie, ons praat nou hierso van die 100 jaar, van 8000 jaar vrederyk, né? Kan ek iets noem van die baie oud? Daar's mense wat nou nog lewe, wat uit die concentration camp gekom het, uit die Holocaust uit, en hulle lewe nou nog. Ja. Sure. Ja, en dis uit, Maar hulle sit nou nie op die stadspleine nie, want dit is te gevaarlik nou daar. ja, nee, hulle sit nie nou daar nie, maar hulle ouderdomme word soms Geweldig ten hoog. spyte van verskriklike omstandighede waardeur hulle gekom het. Vers 7, so sê die Here van die leerskare, kyk, ek gaan my volk verlos uit die land van die ooste en uit die land van die weste, Babylon en Egipte, om hulle na, en hulle aanbring en hulle sal midde in Jerusalem woon. Dan sal hulle vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, in trou en geregtigheid. So sê die Here van die leerskare, ek herinner julle net, ons praat van Sagaria, wat eintlik besig is om vir die ouens te probeer sê, herbou die tempel. Okay, so hoor nou. So sê die Here van die leerskare, laat hulle hande sterk wees. Julle wat in hierdie dae sulke woorde gehoor het uit die mond van die profete, op die dag toe die fondamente gelê is van die huis van die Here van die leerskare, die tempel om gebou te word. Want voor hierdie dae het die mense geen loon getrek nie. Ook vir die diere was daar geen loon nie, en vir die wat uit en ingaan, was daar weens die teenstanders geen veiligheid nie. Want ek het al die mense, die een teen die ander losgelaat. Sien, maar nou, Kan ek gou hierdie Engels lees? ja, asseblief. I had turned the world into an armed camp. Dis interessant om hierdie te sien, nou, want nou dink 'n mens, hierdie ouens was nou net harrekwas, hulle het eintlik net aan hulle self gedink, maar God het dit vir hulle 'n bietjie moeilik gemaak, sien. Hy het eintlik chaos daar veroorsaak op daai stadium. Nou, maar hy sê, want hoekom? Want hulle het nog steeds nie na hom toe teruggekeer nie. Hy wil net gehad het, hulle moet 'n les leer in Babylon, en as hulle nou uitkom, moet hulle harte terugdraai na hom toe. En dit het nie heeltemal so gewerk nie. Okay. So toe dit nou nog steeds met hulle swaar gegaan, maar nou vers 11, sal ek vir die oorblyfsel van hierdie volk nie wees soos in die vroeë dae nie, spreek die Here van die leerskare, want die saad van vrede, die wingerdstok, sal sy vrug gee, en die aarde sy opbrengs lewer, en die hemel sal sy dou skenk, en die oorblyfsel van hierdie volk sal ek al hierdie dinge laat beerwe. En soos julle 'n vloek gewees het onder die nasies, o huis van Juda en huis van Israel, so sal ek, God, julle verlos, dat julle 'n seën kan wees. Wees nie bevrees nie. Laat julle hande sterk wees. Onthou ons besig om die tempel te herbou. Want so sê die Here van die leerskare, soos ek my voorgenem het om julle kwaad aan te doen, toe julle vaders my vertoorn het, sê die Here van die leerskare, en ek daar geen berou gehad het nie, so het ek my weer voorgenem om in hierdie dae goed te doen aan Jerusalem en die huis van die Here. So ek het nou kalmeer, ek gaan nou weer goed wees vir julle, wees nie bevrees nie. Dit is die dinge wat julle moet doen. Weereens, spreek die waarheid met mekaar, beoefen waarheid en 'n regspraak van vrede in julle poorte, en julle moenie mekaar se onheil in julle harte versin nie. As dit sleg gaan met die een, moenie jou verlekker daarin nie, en nie die valse eed aflê nie, moenie jok oor iets wat gebeur het nie, want dit alles haat ek, spreek die Here.
En die woord van die Here van die leerskare het tot my gekom en gesê, so sê die Here van die leerskare, die vasdag in die 4de en die vasdag in die 5de en die vasdag in die 7de en die vasdag in die 10de maand moet vir die huis van Juda 'n vreugde en blydskap wees en vrolike feestye, maar julle moet die waarheid en die vrede lief hê. So dan gaan hy die vastye en die smarte rondom dit en die gesaffer van vas, gaan hy omdraai in lekker feestye. Dit is interessant dat die pastoor Sondag oor lieg vir mekaar Net so. en dat ons moet die waarheid met mekaar praat. Mens kom in 'n gewoonte om te lieg of jy kan jouself dwing met die hulp van die Here om in 'n gewoonte te kom om die waarheid te praat. Ja, mens kan subtiel lieg, nou. Jy kan eintlik net so bietjie waarheid nie vertel nie, dan kom die storie ook onanderster by iemand uit. Nee, die helfte. En oordryf is ook 'n ding, is ook 'n lieg, ja. Die vis wat so groot was, het skielik so groot geword. Dis 'n lieg. Dis soos daai boekrol, maar daai boekrol was regtig groot. Ja, die was Ek het hom so geskat in hierdie vertrek. Maar ek wil net vir julle sê, dis regtig altyd vir my baie waardevol as ek wil dit sommer so vinnig met julle deel net. Ons is nou amper deur die een keer met ek by die CSV kamp 'n praatjie en dis omtrent die eerste keer wat ek nou mooi op PowerPoint 'n praatjie gesit het en ek sit op die voorblad van die praatjie, daai bekende rotsdingetjie en dan kom daar groei daar boom uit hom uit. Random. Dit het niks met my praatjie te doen nie. Ek kan nie eens onthou waar ek dink ek wou oor identiteit gepraat het. Maar ek is ook maar onseker want ek het nou nie iemand vir wie ek dit nou voor die tyd kon gaan lees het. Hoorie, is ek in lyn, praat ek reg? Ek's nie 100% seker nie, maar ek werk saam met die Bybel en ek bid en die Here praat met my ook, maar is nie heeltemal 100% seker nie. En ons wil die aanbieding bo doen by die eetsaal. Maar die kinders swem, dis 'n middagete ding. Dit gaan nou net na voormiddagete na die swemtyd wees. En ek sê vir hulle, kom ons vat sommer die goed af. Daaronder is ook 'n laappakkie. Ons stap nou maar af met die laptop en die hele storie. Ons kan dit daar doen. Julle sal nie vir my glo nie. Nou kom sit die kinders so om my en ek maak die laptop so oop en toe ek opkyk, dis daar reg agter my skerm 'n onder die dak 'n huge rots met 'n boom wat uit hom uitgroei. Ja. Dit was amazing vir my gewees. Dit was so amazing. Teken. Toe is dit vir my net, dan Juret, jy's reg, go for it. Jy's okay. Maar nou soos wat Tannie nou sê, pastoor praat oor dit wat ons nou hier praat. Dit voel vir my as ons so 'n bietjie synchronise in die gees, dan is ons in lyn met dit waarmee ons besig is. So dis vir my 'n baie lekker bevestiging. Dan sal ek nou sê, die Here het vir my gesê, maar nou die Here sê regtig so, dit is hoe die Here nou met 'n mens praat, nou. Dis vir my lekker, dankie dat Tannie dit nou noem. Vers 20, so sê die Here van die leerskare, nog sal volke aankom en die inwoners van baie stede. Nou, wanneer gaan dit gebeur? Nog nie nou nie, nou. En die inwoners van die een stad sal gaan na die ander en sê, kom, laat ons heen gaan om die aangesig van die Here om genade te smeek en die Here van die leerskare te soek. Ek wil ook gaan. Nou, ek wil hê, julle kan vir my vir huiswerk, nou, Jesaja 60 tot 66 gaan lees. Okay. Plus of? Huh? Plus 60 plus 66? Nee, tot. Oor. Ja. Ek het dit nog nie gelees nie. Ek wil dit gaan lees. Ek sal dit op die groepie sê. Ek wil dit myself gaan lees. Ek het nie vanoggend kansie gekry om dit te lees nie, maar daai is blykbaar die hele vooruitbeeld van hoe dit in die millennium gaan wees. So ek dink ons kan dit lekker lees, want dit is, ek bedoel, ek het dit nou al 100 keer gehoor, maar ek het nog nie gesien waar presies dit in die Bybel staan nie. Ek dink dit staan daar. So julle kan dit ook gaan lees en dan kan ons volgende keer 'n bietjie daaroor gesels. Maar hoor nou, want onthou, daar gaan vrede wees en dan is dit mos die tyd waar die kindertjies so lekker gaan speel in die strate en die wat is nou skrif wat die pofadder gaan die leeu gaan saam met die lam, die kinders gaan by die gat van die pofadder speel en so aan. Ek dink dit alles staan daar, maar baie van dit staan nou hier. En die inwoners van die een stad sal gaan na die ander en sê, kom laat ons heen gaan om die aangesig van die Here om genade te smeek en die Here van die leerskare te soek. Ek wil ook gaan. So sal baie volke en magte
en magtige nasies kom oor die Here van die leerskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die Here om genade te smeek. So sê die Here van die leerskare, in die dae, sien julle die dae, sal 10 man uit al die tale van die nasies die slip, 'n stukkie van die klere van 'n Joodse man gryp en dit vashou en sê, ons wil met jou saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. En ek dink ons gaan tot daar vorder vir vandag, as dit met julle reg is, dan jy kan maar stop.